Goeiedag, baie welkom in die nuwe jaar, 2026. Dalk het jy al vir jou 'n dagboek aangeskaf, en dalk is jy nou van 'n generasie wat Google Calendar gebruik en glad nie meer met harde kopie dagboeke werk nie, maar ek hoop jy het al 'n dagboek, want ek aanvaar ons dagboeke vir Januarie het al reeds begin vol word, maar welkom in 2026. Ek wil vir ons met 'n gebed begin. Liewe Here, dankie dat U by ons is. Dankie dat U soos die jare aangaan, getrou bly en by ons is en nie op ons opgee nie. Amen. So ek wil nou graag hierdie jaar inlei met 'n storie, met 'n enorme belofte, wat ek wil omarm vir 2026, vir myself en my mense en hierdie wêreld. So, die skriflesing kom uit Rigters 4 en 5, so dit is 'n lang gedeelte van 'n hele verhaal wat opgeteken is. Ek vertel vir julle die storie. So die storie klink so, die volk word onderdruk deur koning Jabin, Sisera is die hoof van sy leer, en daar staan, hulle het 900 ysterstrydwaans gehad. So, het was 'n magtige volk, en dit klink nou nie noodwendig vir ons noemenswaardig nie, en dit is iets wat mens maklik oor kan lees, maar eintlik wat dit impliseer is, hier's 'n oorlog, ek het 'n stok, en my oppositie het gewere. Nou, is dit 'n regverdige geveg? Nee, ek kan nie wen as ek 'n stok het en hulle 'n geweer het nie, en dis eintlik hoe magtig koning Jabin was. Hulle het vir 20 jaar die volk onderdruk. En toe rig die Here vir Debora op. Debora was 'n rigter. Nou 'n rigter, dit was voor die koninkrykstydperk, was dan iemand wat militêre besluite geneem het, maar ook geestelike besluite geneem het. So dit was soos die president en die dominee, was Debora gewees. Nou lees ons in Rigters 4 vers 6, sy het vir Barak laat roep en vir hom gesê. So Barak was die hoof van die Israelitiese leer. Die Here die God van Israel beveel jou, trek met 10,000 man na Taborberg toe. Ek sal vir Sisera, die hoof van Jabin, met sy strydwaans en sy leer, laat optrek na Kisonspruit, en ek gaan hulle in jou mag oorgee. Barak het geantwoord, as u saamgaan, sal ek gaan, maar as u nie saamgaan nie, gaan ek dit nie doen nie. Sy het vir hom gesê, goed, ek sal saamgaan, maar as jy gaan nie die eer vir die veldtog kry nie, die Here sal vir Sisera in 'n vrou se hand oorlewer. So, Debora, omdat Barak gesê het sy moet saamgaan, en Barak en die manskappe trek toe op na Taborberg toe. Sisera hoor toe, wag, hier is nou die oppositie en die rebellie is op pad, en hy is reg vir hierdie, want dis nie die eerste keer in 20 jaar, wat hulle grondgebied moet verdedig nie, en hulle trek toe op, en hulle beland toe in die vallei. So, hierso is Taborberg, en hierso is Kison rivier. So die volk is bo, en Sisera, hulle moet nou deur die vallei aanval, maar goed. Vers 14, 4 vers 14, toe sê Debora vir Barak, trek op, want vandag gee die Here vir Sisera in jou mag oor. En hier's die mooi belofte, die Here gaan voor jou uit. En lees ons in vers 16, wonderlike ding gebeur, die Israeliete wen. Vers 16, Barak het die strydwaans en die leer agterna gesit, en die hele leer van Sisera is afgemaai, daar was nie een van hulle wat oorgebly het nie. Nou, hoe in die lewe gebeur dit, dat so 'n klein volkie, so 'n magtelike volk kan oorwin? Nou in hoofstuk 5 is eintlik 'n hele lied van Debora en Barak opgeteken, waar hulle lof bring aan die Here vir hierdie oorwinning. God het 'n plan gemaak. Ons lees in 5 vers 21, die Kison rivier het die vyand meegesleer. Hou moed, wees sterk. So wat daar toe gebeur is, die Here laat dit toe reën. So hier staan die volk, hierso kom in die vallei, kom die vyand na hulle toe, en dit begin reën, maar 'n wolkbreekse reën, ongelooflik baie reën, en wat gebeur, die strydwaans spoel weg, en hulle is so verward van al hierdie reën wat op hulle val, toe die Israeliete op hulle is, toe sit eintlik al klaar verby. So daai magtige wapens van hulle word eintlik in 'n oomblik op 'n manier van hulle af weggevat, en toe het hulle niks, en toe kan die Israeliete oorwin.
Nou die volgende belofte is, Barak, omdat jy getwyfel het in die belofte van die Here, gaan Sisera aan die hand van 'n vrou oorgelewer word. So, Sisera vlug toe hierdie baie reëns kom. En hy gaan toe na Jael se tent toe. Nou Jael se man en Sisera was op 'n goeie voet. So hy kom toe by haar tent aan en sê, mevrou, asseblief laat my inkom, ek vlug, en sy laat hom toe inkom. Nou, hy sê, ek is so dors, kan ek water kry? En sy gee vir hom melk, om sy maag lekker vol te maak. Nou is hy oorweldig en hy raak toe nou aan die slaap. Wel, en sy maagie is nou vol, maar hy raak toe aan die slaap in Jael se tent. Sy vat toe 'n tentpen en sy boor dit deur sy slaap. En so is Sisera oorlede. 'n Mens kan nie dink hierdie stories is in die Bybel nie, maar dit is toe hoe hierdie verhaal uitspeel. Nou daar is vir my 3 lesse in hierdie verhaal wat ons moet leer. Die eerste een is, geloof en aksie gaan hand aan hand. So, daar's 3 tipes mense. Daar's die een tipe wat dinge laat gebeur. Daar's die ander tipe wat kyk hoe dinge gebeur. En dan is daar die tipe wat as alles klaar verby is, die vraag vra, wat het gebeur? Nou goed, Barak was een van daai wat nie dadelik aksie gevat het nie. Die Deborah het hom gesê, ek sê nou vir jou, jy kan gaan, die Here se belofte is vas. En hy sê, nee, jy moet maar saam gaan. As net bietjie, jy weet, versekering dat hierdie ding nou gaan plaasvind. Deborah twyfel nie vir een oomblik nie, want sy het 'n woord van die Here gekry en sy staan net eenvoudig op dit. Sy het ook nie geweet wat gaan die uitkoms hiervan wees nie. Sy sou natuurlik haar lewe ook kon verloor. Hoe sou sy nou weet wat dat die Here die reën sou gestuur het, maar sy gaan. En want dis nie haar eie plan nie en dis nie selfspraak nie maar sy word gedring deur die woord van die Here. So alles in hierdie verhaal begin eintlik deur iemand wat net die Here op sy woord vat. En ek wonder ons, as mense vir ons kom raad vra, wat doen ons? Gee ons eie opinies, of praat ons vanuit ons eie wêreltjies, of bring ons vir mense terug na die woord van die Here toe. Maar onthou, vir ons om mense raad te gee, uit die mond van die Here uit, sal ons moet begin om ons woord te leer ken. Nou goed, sy het maar net die geloof gevat wat die Here in haar hart geplant het. En haar geloof laat vlerke kry en geen verskoning daarvoor gemaak nie. So ja, die Bybel het baie te sê oor geloof en werke, nê. En ek wil nie in 'n teologiese debat betrokke raak oor geloof alleen red ons en geloof is verniet want dis genade, ons kan nie werk vir dit nie. En hoe lyk werke? Moet ons werk? Wat moet ons doen? Hoeveel moet ons doen? En hierdie balans tussen hierdie twee goed nie, maar hoe ek dit verstaan is, as geloof die saadjie is, dan bring dit 'n boom na vore met bepaalde vrugte. En die vrugte van hierdie saad is werke. As jou geloof geanker is en gevestig is in die Here, kan jy nie anders as om bepaalde vrugte te dra nie. Ons geloof moet begin sigbaar raak en ons gaan die Here op sy geloof op sy woord moet vat. Die tweede les is, ons mis ons seën as ons uit vrees uit leef. So, Barak het nie sy kindskap in die Here verloor nie. Onthou, ons is ook verbondskinders, so jy kan nie jou kindskap van die Here verloor as jy nie doen wat hy van jou vra nie, want jy bly sy kind. Maar jy kan die seën mis. So, normaalweg het die wen-generaal, die verloor-generaal, doodgemaak. En dit was sy eer om dit te doen. Maar hy het die eer gemis. 'n Vrou het met 'n alledaagse huishoudelike item, nie 'n swaard nie. Nou onthou, hulle het in tente gebly en het in tente rondgetrek, so die vrouens het tente opgeslaan. Dit was nie vir hulle 'n vreemde item nie. En sy het dit gebruik om die verloor generaal dood te maak en Barak verloor die eer. So Paulus skryf in Efesiërs 5 vers 14 die boodskapvertaling, word wakker, jou slaper, word lewendig uit die doodskus waarin jy lê, en Christus sal sy lig oor jou laat skyn. Hy sê, julle lewe, julle is in die lewe, maar julle het in 'n kus gaan klim. Julle lê net daar en wag, vir wat? Vir die einde om te kom? Het julle aan die slaap geraak? Julle lewe, laat jou lewe tel. Paulus sê, klim uit die kus uit.
vat die Here op sy woord, gryp die geleenthede en julle natuurlik was Barak bang geweest. Onthou niemand het in 20 jaar hierdie volk kon oorwin nie. Hy kon dood gegaan het. Hy het geen sekerheid en waarborg gehad nie, maar die belofte was mos vas. Die Here het in die verlede al vir hulle gesorg en deurgekom. Ons is dalk ook bang om risiko's te neem. Die rede hoekom ons dalk nie meer opdaag in ons eie lewe nie, is omdat ons al regtig baie teleurstellings moes verwerk en traumas moes deurmaak. Maar geliefdes, die probleem is as ons nie die Here op sy woord vat nie en ons waag nie, kan ons ook nie wen nie. As jy nie sweet nie en jou tekkies aantrek nie, kan jy nie fiks word nie. As jy nie die boom snoei nie, kan hy nie meer vrugte dra nie. En as ons nie ons geloof sigbaar maak nie, dan kan ons ook nie die seën wat saam met dit kom, ontvang nie. En die derde les wat ons leer uit Rigters 4 en 5 is, geloof in sy kern gaan oor die persoon in wie ons glo. So, die rede hoekom ek nie in 'n diskussie oor geloof en werke en hierdie goeders wil betrokke raak nie, is dit gaan nie eintlik so baie oor dit nie. Dit gaan eintlik oor die persoon in wie ons glo. So wie doen hierdie ding? Die Here doen die wonderwerk. Die Here verower. Die Here het die planne. Die Here is waardig. Romeine 10 vers 11 sê, want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. So, Josefus, hy's 'n geskiedskrywer van 2000 jaar terug. So hy was soos ons geskiedenis ou in die tyd so by Jesus, naby aan hierdie gebeure. Hy sê, hy skryf ook oor hierdie veldslag en hy sê dit het skuins gereën. So, julle weet as dit nou skuins reën en jou vensters aan daai kant van die huis is oop, dan reën dit in jou huis in. Hy sê dit het skuins gereën in die gesig van die Kanaaniete. So, toe die Israeliete, hulle het nie die Israeliete sien kom nie. Toe die Israeliete op hulle is, toe skrik hulle so groot, is dit eintlik al reeds verby en al hulle wapens is geneutraliseer. So wat hierdie verhaal vir my leer vir 'n 2026, 'n nuwe jaar wat ons nou in die gesig moet staar. 2025 se goeie, ek weet nie of jy nou al voel, al daai moeilikheid is nou al uitgesorteer en jy het al daai goeters kon neer lê en niks van dit gaan jou affekteer in 2026 nie. Maar wat hierdie belofte, ek gaan voor jou uit, vir my leer is geen persoon, geen familie, geen organisasie en geen groep wat teen God staan, kan bly staan nie. Sonde kan nie wen nie. Geloof kan nie faal nie. So Romeine 8 vers 31 sê, God is vir ons, wie kan teen ons wees? So vir my is wysheid vir 2026 om te sê, Here, waarmee is U besig? En hoe kan ek deel word daarvan? Want die Here gaan die oorwinning behaal. So, geloof en werke is belangrik, maar dit is nie so belangrik soos God self nie. En wat hy doen nie. Want onthou, terwyl ons slaap, is die Here aan die werk. Onthou, ons baie goed wat in 2025 nie met ons gebeur het nie. Wat ons nie eers van weet nie. Ons is eers bewus van daai goed nie, maar die Here het daai klippe uit ons pad uitgerol. Dan kom ons natuurlik aan hierdie kant van ewigheid baie op plekke waar dit nie great gaan nie. Maar dan sê die Here wel, as dit vir jou begin voel, al die deure gaan toe, ek maak vensters oop. Ek maak nuwe planne, ek maak ander planne, ek is God, die hele heelal, ek is die skepper van alles. Ek het julle is my kinders. En ek hou julle vas en dan hierdie belofte. Ek gaan voor jou uit. So mag jy die Here vir 2026 op hierdie woord vat. Onthou, hierdie woord was vir die volk gewees, vir 'n baie spesifieke veldslag, ja, maar ons is ook verbondskinders en daarom is hierdie stories in die Bybel opgeteken en dalk moet ek en jy ook hoor, 2026 sê die Here, ek gaan voor jou uit, vertrou my, gee jou besigheid vir my, gee jou geliefdes vir my, gee jou planne vir my,
Leef jou geloof sigbaar uit en vertrou dat ek die wonderwerke en die uitkomste sal bring op hulle tyd, volgens my almag. Kom ons bid saam. Liewe Here, dankie dat ons 2026 in die skoot kan kom plaas. Dankie dat ons dit vir U kan kom gee. Liewe Here, daar is inderdaad baie dinge in 2026 waaroor ons wonder en waarvan ons nie weet nie en wat ons ook maar twyfel soos Barak getwyfel het, selfs al het ons U beloftes al ontvang, maar liewe Here, ons kom en ons wil Deboras wees, wat sê, ek weet ook maar nie wat môre inhou nie, maar hier gat ons, want die Here het gesê. So liewe Here, dankie dat ons die kinders mag wees, en dankie dat U die skepper is, en dankie dat 2026 met al sy dinge in U hande is, en dat ons dit nie alleen hoef te doen nie. Amen. Mag jy hierdie jaar glo en vashou aan die Here se woorde wat sê, ek gaan voor jou uit. Amen. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek gaan voor jou uit, ek maak die pad gelyk, ek is langs jou om jou veilig vas te hou. Ek is agter jou, ek keer die bose weg van jou. Ek is sonder jou, as jy sal val, dan dra ek jou. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek is rondom jou, want ek beskerm jou. Ek is bokant jou, want ek wil jou graag sien. Ek is binne jou, ek lei jou deur my Heilige Gees. Die Seun van God, Drie-enig, sal vir ewig met jou wees. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar.